Goeiemôre en baie welkom by ons gelofte dagdiens. Dis 'n baie spesiale erediens my broer en suster. Dis die enigste diens wat ons het wat voortvloei uit ons volk en ons land se geskiedenis. Dis ook die enigste diens wat ons gehoorsaam is aan 'n gelofte wat ons voorvaders gemaak het en waarby ons betrek is. Deur hierdie diens vanoggend eer ons die voortrekkers se vertroue in die Here en deur hierdie diens vanoggend nooi die Here almal uit alle volke en nasies om ook so op hom te vertrou. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, Here, baie dankie vir hierdie baie spesiale dag. Dankie dat ons bevoorreg is dat ons voorvaders het wat so op U vertrou het en so getrou was aan U. Here, dankie vir daardie wonderlike voorbeeld wat hulle vir ons stel van ware Christendom. Dankie Here dat geloftedag is ook ons uitnodiging aan almal in ons land, dwars deur die wêreld, om op U te vertrou. Dankie dat ons almal U kan vertrou, Here, vir ons gesinne, ons gemeenskappe in ons land. Dankie dat ons U kan vertrou vir ons toekoms. Maak nie saak watter probleme oor ons lewenspad ooit sal kom nie. Dankie dat ons U kan vertrou elke dag. Nie as 'n noodwiel nie, maar as 'n lewenswyse. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons het ons skriflesing vanoggend uit 'n enkele gedeeltes uit die Ou Testament. Ons begin by Psalm 46 vers 2 en 3. God is vir ons 'n toevlug en sterkte. As hulp in benoudhede is hy in hoë mate beproef. In hoë mate beproef. Hy is baie keer al op die proef gestel dat hy 'n toevlug in 'n sterkte is en 'n hulp in benoudhede. Daarom, omdat hy al baie keer beproef is, daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Al gebeur enigiets katastrofies wat 'n mens jou nie kan voorstel nie. Dis 'n uiterste stelling, my broers en susters, wat 'n uiterste vertroue op die Here tentoonstel. Pragtig. Psalm 116, 'n enkele versie, my geloftes sal ek aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk, as getuies in die teenwoordigheid van almal. En dan Deuteronomium 23 vers 21. As jy aan die Here jou God 'n gelofte doen, moet jy nie versuim om dit te betaal nie, want die Here jou God sal dit sekerlik van jou eis en dit sal sonde in jou word, soos in die geval van baie voormalige lidmate wat nooit meer by 'n erediens opdaag nie. Broers en susters, ons dink vandag terug aan Desember 1838. 'n klein groepie voortrekkers op pad vanuit die Kaap, die onbekende en ongerepte binneland in. Onder leiding van Sarel Silje, Karel Landman en Piet Joubert het hulle elke aand huisgodsdiens gehou. Hulle was daarom baie goed vertroud gewees met geloftes wat in die Bybelse tyd aan die Here gedoen is. En dit was daarom nie vreemd dat hulle self ook 'n gelofte aan die Here sou doen nie. Een van die eienskappe van hierdie groepie voortrekkers was juis hulle diepe geloof in die Here. Andries Pretorius het dan die idee gekry tydens die aandgodsdiens op die 2de Desember 1838. En hy het die idee gaan deel met Sarel Silje. En Sarel Silje se reaksie: ek haal aan. Meneer, ek is bevrees dat ons die dag sal vergeet en ook sal verwaarloos en dat die toorn van die Here teen ons sal ontbrand. Na heelwat bespreking onder die groepie voortrekkers is daartoe wel besluit om so 'n gelofte aan die Here af te lê. Die eerste keer het dit plaasgevind Sondag die 9de Desember en toe elke aand tot Saterdag die 15de Desember. En na die slag van Bloedrivier is daardie gelofte herbevestig op 16 Desember 38. Wat 'n gelofte? Watter gelofte het hulle aan die Here afgelê?
Ek haal aan, my broers en medelandgenote, hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos in Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag, nommer 2. Nommer 3, dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, nommer 3. En vierdens, want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en eer van die oorwinning aan hom te gee. Vandag is 'n spesiale dag, my broer en suster, in die geskiedenis van ons land. Ons vier vandag gelofte dag. Maar wat is dit presies wat ons vier? Wat vier ons? Waaroor gaan ons viering van gelofte dag en almal wat dit vier? Ons vier, my broers en susters, bloot die geloof, die vertroue van 'n klein groepie mense in die Here. 'n Klein groepie mense wat op die Here vertrou het om hulle lewens te red. Daarom, per slot van sake, maak dit glad nie saak uit watter volk, uit watter nasie, waar ook al uit die wêreld daardie groepie mense afkomstig was nie. Watter mense, watter volk, watter nasie dwars deur die wêreld, wat ook al hulle vertroue in die Here plaas vir oorlewing, vier ons tog saam met hulle fees van vertroue in die Here. Psalm 46 vers 2 en 3. God is vir ons 'n toevlug en sterkte. As hulp in benoudhede is hy in hoë mate beproef. Met ander woorde, die psalmis gee vir ons die boodskap dat hy is maar net die laaste een in 'n lang ry van mense van wie dit vir daardie psalmis bekend was, wat hulle geloof in die Here gestel het in hulle benoudhede en wat hulle verlos het. Daarom, as gevolg van daardie lang ry van getuies, het hulle goeie rede, het hulle 'n vaste grond gehad. Nie sommer net gehoop in die lug, niemand het dit nog gedoen nie. Het hulle vas vertroue gehad in die Here om hulle te verlos. Die voortrekkers, my broer en suster, was om alles behalwe rassistiese redes uit die Kaap weg. Hulle het weggetrek omrede alleenlik die slegte behandeling van die Engelse koloniale regering, wat almal verplig het, jy moes in Engels spreek, by die skool moes net in Engels klasse gegee word. Die verengelsing was 'n groot probleem. Hulle is weg, die voortrekkers, as gevolg daarvan onder andere. Hulle daarom weggetrek alleenlik om vir hulle 'n tuiste te gaan soek iewers in die onbekende en ongerepte binneland waar hulle self kon regeer. Hulle het weggetrek onder andere omdat die woorde van hierdie psalm vir hulle in werklikheid was. Elke dag het die Here hulle bewaar en gehelp in hulle moeilike taak om hierdie kontinent oop te maak, hierdie kontinent te ontwikkel. Hulle het dit goed geken, die woorde van Psalm 46. Sarel sal lees 'n reaksie op Andries Pretorius se voorstel dat die gelofte sal weer klink in vandag Suid-Afrika, dat ons die dag sal vergeet en ook sal verwaarloos en dat die toorn van die Here teen ons sal ontbrand. Is dit nie juis oor vandag in ons land die geval nie? Hoeveel gemeentes in Suid-Afrika vier vandag gelofte dag? Ek vra myself af, hoeveel van ons land se verval is nie weens die verwaarlosing, jarelange verwaarlosing van gelofte dag nie? Is hierdie gelofte op sy gesit? Is hy op gelofte vergeet? Of maar net gerieflik op sy gesit uit vrees vir die beskuldiging van rasisme? Wat vind ons in die gelofte, my broer en suster? Is daar enige diskriminasie in hierdie gelofte teen enigiemand? Eerstens, die gelofte het 4 of 5 dele. Die eerste een, 'n oproep op die Here om daardie mense se lewens te red. Tweedens, die gelofte om in die toekoms
daardie dag as 'n Sabbat deur te bring as die Here hulle verhoor 'n dag van herinnering. Derdens bevat daai gelofte in belofte om 'n kerkgebou op te rig in die toekoms. Ons neem aan wanneer hulle by hulle bestemming aangekom het. Vierdens dat die gelofte deur hulle nageslag in Suid-Afrika onthou sal word as 'n getuienis vir hulle vertroue in die Here. Daar is niks in hierdie gelofte wat diskriminerend is teen enige persoon of groep of volksgroep nie. Daar is nie 'n sweempie van veroordeling of diskriminasie nie. Daardie gelofte het alleen ontstaan, my broer en suster, uit daardie mense se doodsgevaar en as gevolg van hulle tradisie van vertroue in die Here. En vandag is ons viering saam met alle gemeentes se vieringe dwars deur die land juis versoenend. Ons geloftedag viering is ons uitnodiging aan almal in ons land om aan te sluit by ons onder ons vaandel van vertroue in die Here. Dat almal soos die voortrekkers, of dit nou in Suid-Afrika is of enige ander land, dat almal soos die voortrekkers op die Here sal vertrou vir oplossings vir al hulle land se probleme. Dat almal soos die voortrekkers die Here sal vertrou vir oplossings vir almal se gesinsprobleme. Dat almal soos die voortrekkers die Here sal vertrou vir oplossings vir elkeen se persoonlike probleme. Psalm 116 vers 4. My geloftes sal ek aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. Broers, is dit deur ons gehoorsaamheid om geloftedag te vier, het ons die vrymoedigheid om in die nuwe jaar in die Here te vertrou. Die vrymoedigheid ons in is die gevolg van ons gehoorsaamheid aan die voortrekkers se gelofte aan die Here, waardeur hulle ons betrek het en al ons nageslagte wat sal kom. Ons geloftedag viering is nie 'n masker wat ons opsit en weer afhaal nie. Ons geloftedag viering moet gevolg word deur 'n nuwe jaar van 'n lewe van versoening en geregtigheid. Dat Suid-Afrika sal kan getuig van ons as Christene se Christelike welwillendheidsstandaarde. Dat ons Christelike gedrag die res van die jaar vir hulle wat buite ons geloftedagviering staan, sal oortuig van ons versoenende lewe en motiewe. Ons geloftedag is juis ons viering, ons uitnodiging om ons ware Christenkleure te wys. Nie net vandag nie, maar dwars deur die nuwe jaar. Ons geloftedagviering is juis gehoorsaamheid aan die Here se naaste liefde gebod. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Amen. Dankie Here dat ons vandag hier kan staan en vier. Ons is trots. Ons is trots op mense wat hulle vertroue in U gestel het. Here, maak dit nou saak uit watter volk of nasie hulle is. Is dit nie die boodskap van Jesus aan die hele wêreld? Die hele wêreld, alle nasies van alle etnisiteite, volksgroepe deur die wêreld om hulle vertroue in U te stel. En daarvan was die voortrekkers 'n wonderlike voorbeeld vir ons. Hulle vertroue in U, Here, sodat ons kan vertrou, sodat ons die boodskap van hulle vertroue kan uitdra aan almal. 'n boodskap van versoening. 'n boodskap van versoening op Versoeningsdag, wat geloftedag is miskien die uiterste voorbeeld van versoening, die uiterste boodskap daarvan. Want daardeur word ons versoen met almal, versoen deur ons naaste liefde gebod, versoen daardeur dat ons vir almal sal sê, mense, maak nie saak uit watter volk, nasie en taal jy is nie. Hier is die antwoord vir jou probleme, vir jou land se probleme, vir al wat 'n probleem is. Dankie dat ons dit kan vier in Jesus se naam. Amen.